Jy luister na die Fairies and Folklore podcast deur Ronel. Ek is donker fantasieskrywer Ronel Janse van Vieren, met meer as 'n dekade van rondsniffel in stowwerige volkskindeboeke, om wesens van verbeelding wat my nuuskierigheid aangewakker het na te vors, is ek hier om die volkskunde in 'n neutedop te deel, en hoe ek dit herverbeel het vir my skryfwerk in 'n oorsprong van die vee. Hierdie is die Fairies and Folklore podcast. Hi, ek is jou gasvrou Ronel Janse van Vieren. Noem my sommer net Ronel. In vandag se episode gaan ons voort met ons verkenning van die veeryk. Hierdie episode is geborg deur my boek Eens, Verhale, Mythes en Legendes van Fairy, beskikbaar in meeste formate. Leer meer oor hoe Fairy se geheime onthul word deur te gaan na ronelthemythmaker.com/my-books. Ek kan aan my tyd om die podcast te maak, navorsing, skryf, opnames en so meer, borg deur vir my 'n koppie koffie te koop. Dit kan 'n eenkeer ding wees, of jy kan dit weer in die toekoms doen. Ga na buymeacoffee.com/Ronel om my te ondersteun. Ons gaan voort met ons verkenning van die sterkste spelers van Fairy. Vandag se vee, die skikgodinne, volkskunde in 'n neutedop deur Ronel. Die Norne, Morai, Pakai, Hadas, Fees, of wat jy hulle ook al wil noem, die skikgodinne is die noodlot vir persoonlik. Hulle beheer die lot van gode in die mensdom. Gewoonlik is die skikgodinne 3 vroue wat dikwels uitgebeeld word, dat hulle die touwtjie van die lewe spin en sny. Die 3voudige figure kan gevind word in die Griekse, Noorse, Lapse, Indiese en Ierse mythes onder verskeie name. Die skikgodinne verskyn soms as 'n ou vrou, die verlede, 'n jong vrou, die hede, en 'n bedekte vrou, die toekoms. Al kan hulle almal eenigs lyk. Afhangende van die streek is die weefraam van die noodlot geweef met of haringdraad of ingewande. En nou vir my interpretasie van die vee, in 'n oorsprong van die vee, die skikgodinne. Die skikgodinne regeer die lot van alle vee en die mensdom. Hulle besluit ook die lot van diegene wat nie so maklik geklassifiseer kan word nie. Selfs die Kushi is versigtig vir hulle. Hulle kan enige vorm aanneem. Soms hou hulle daarvan om gesien te word as ou wywe wat 'n enkele oog deel. Ander kere word hulle in verbygaande seisoene van die lewe gesien. 'n Jong vrou, 'n middeljarige vrou en 'n ou vrou. Hulle kan ook as vormlose entiteite gehul in mantels met kappies voorkom. Wat ook al voorkoms, hulle moet gevrees en vereer word. Hulle het tolletjies garing wat bestaan uit tyd, lewe, siekte ensovoorts, wat hulle gebruik om tapisserieë te weef. Vir pret kyk hulle na die reaksies van diegene wat glo dat hulle meer mag het as ander, soos die Valkyries en die Furye. As 'n klein bonusie, kom ons kyk na die vertaling van skikgodinne na Engels. Fates. Ek hoop dat jy hierdie episode van die Fairies and Folklore podcast geniet het, en dat jy iets nuuts oor die vee geleer het. Onthou dat jy 'n transkripsie van hierdie episode in die beskrywing kan kry. As jy nuut is by die podcast, hoekom nie na my webtuiste ronelthemythmaker.com gaan en 'n gratis kopie van Ongesiens, die tweede boek in die veeverhaalreeks kry nie? Toe 'n volkskunde, toorkrag en gevaar wag. Pas op!